Ek lees net gou 2 skrifte. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Tweede skrifgedeelte wat aansluit by dit wat Billy gesê het, dis Johannes 17 vers 14. Hy sê, ek het hulle die woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos wat ek nie van die wêreld is nie. Hy gaan ons haat, omdat ons op die woord staan. Ek dink dit wat Billy sê, wat ek gaan nie volgend, dink ek nie by die woord verder uitkom nie, maar ons kan onderskei, en die hele ding gaan oor, ons moet weet, God is vir ons. En daarom die gedeelte in Genesis 26, bevestig hy net vanmôre, God is nie die een wat teen jou is nie. En ons gaan vanmôre bid vir mense wat voel hulle is down and out. Dis nie God nie, maar ons het 'n vyand. God wil ons seën. Die belofte, ek hoop ek kry dit. My vrou is nie om dit te kry vir my nie, maar waar hy sê die belofte van Abraham is ons het Gideon. Ek dink Galasiërs en Korintiërs, is daar enig, laat ek net geloer of ek dit kry. Ja, hier is dit. Hy sê, dis Galasiërs 3 vers 18, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer onder belofte, maar God het dit aan Abraham deur die belofte genadiglik geskenk. Maar dan is daar nog 'n skrif, ek dink Korintiërs, waar hy praat van die belofte het oorgekom na die heidene toe. Ekskuus, ek kry dit nou nie. Maar ek wil net kyk of dit gou kry. Maar ek sal volgende keer vir u gee. Maar hy sê die belofte was vir die Jode, maar dit het nie by Jode gestop nie. Dit het self oorgaan na ons wat heidene, en ons is nie Jode nie. Bittermin van ons lyk dalk soos Jode, maar ons is nie Jode nie. Maar die belofte van Abraham het oorgekom na ons toe. En daarom die seën wat God vir Isak, vir Abraham gee het, my boetie en sussie, moet ek en jy besef is myne. God wil ons seën, dis sy hart. Maar ons moet weet, daar is 'n vyand. En al wat hy wil doen, hy wil slag, steel, verwoes. En dit wat Billy sê, ons moet reaksie, en dis wat Billy vanmôre sê. Luister mooi, jou reaksie moenie wees om weg te draai van God nie. Moenie God beskuldig van dit. Ek dink dis die grootste fout wat ons kan maak om sê, Here, hoekom het U dit aan my gedoen? Dis die grootste fout wat ons kan doen. En ek wil net vanmôre vir jou sê, God wil jou seën. Op alle vlakke. Ek praat nie van geld nie. Op alle vlakke wil hy jou seën. Hoekom? Dis waarvoor Jesus betaal het. Ek kan daai boks weer gaan uithaal. Die groot geskenk wat Jesus ons gee het, op alle vlakke het hy ons verlos van die werke van die vyand. Amen. Elke facet het hy ons verlos van die werk van die vyand. Hy gaan nie weer 'n prys betaal, hy het hom klaar betaal. Ja, voordat ek dalk sal aangaan. Ek wil graag hierdie ding, kom ons lees eers. Kom ons lees Johannes, en hierdie was net amazing vir my gewees, toe ek dit weer net sien. En ek het hierdie skrif hordes keer al gelees. Kom ons gaan na Johannes 14 toe. Het jy dit gekry, Gideon? Is dit nie in jou Bybel nie? Sê weer? Ek gaan nou net daar, ek sal dalk weer sien toe gaan net nou. Kom ons blaai gou na Johannes
Johannes 14 toe. Johannes 14, ek wil 3 versies vir jou daar lees. Dit is baie bekende skrif en ek het hierdie ding al baie keer deurgelees, maar het is net interessant waar die Here net hier ding oopgesluit is vir my, wat ek wil demonstreer vanmôre. Ons gaan na vers 11 toe. Ek is by Johannes 14 vers 11, hy sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, anders glo my, en hier is belangrik, kom ek lees dit weer, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, en dit weet ons, Jesus sê, ek doen net wat die Vader vir my sê om te doen, en ek sê net wat hy vir my sê om te doen, en dan sê hy, of anders glo my ter wille van die werke self, met ander woorde, die werke wat ek doen, demonstreer dat die Vader my is en dat ek in hom is. En nou wil ek vir jou vra, ek dink nie is een van ons wat glo dat Jesus ooit gejok het nie. Ek hoop nie so nie. Want as jy en ek glo dat Jesus het nooit gejok nie, dan moet ons dan glo wat die volgende sinnetjies gaan sê. Kom ons lees hulle. Voorwaar ek sê vir julle, wie my glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen. En hy sal groter werke as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Ons nou net gesê, hy jok nie. Vers 13, belangrik, en dis die eerste keer wat ek hierdie ding sien. Hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, ons het gesing oor sy naam. Hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Daar's 2 goed, is die eerste keer wat ek dit sien, daar's 'n rol wat ons moet speel, daar's 'n rol wat hy gaan speel. Wat is my rol? Ek moet vra. En dan sê hy, sy rol is, hy sal dit doen. Gaan weer sê, my rol is, om dit te vra vir hom. Sy rol is, hy sal dit doen. Ek hoop die ligte gaan aan by u. My rol is nie om dit te doen nie. My rol is om hom te vra. Hy sê dit 2 keer. Hy sê, julle vra my, en ek doen dit. Kom ons lees dit weer. Vers 13, hy sê, wat julle ook al in my naam mag vra. Ek vra, dit sal ek doen. Sodat, en die doel daarvan is, sodat die Vader en die Seun verheerlik mag word. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Jo. My verantwoordelikheid is om te vra. Ek wil gou iets demonstreer. Nou het ek nie genoeg hande nie. Mark, wat het jy gedoen? Ek gebruik hom elke dag. Nee, dis 'n leuen. Ek wil dit demonstreer wat ons nou gelees het. Almal van u weet, dis 'n haardroër. Ek wil eintlik die ou hê met die minste hare, want ek wil graag sy hare droog blaas. Maar, ja, ek dink Billy is die meeste hare. Maar, luister mooi. Hierdie ding is 'n haardroër. Sy doel is om hare normaalweg met wind te blaas of warm lug te blaas. Dit is sy funksie. Die enigste manier hoe hy sy funksie kan vervul as hy by die bron is. Ek kan vir Billy vra, ek wil sy hare droog blaas, en as ek dit gaan doen, gaan daar niks gebeur nie. Al is dit 'n haardroër. Maar die oomblik, as hy in die bron is, raai wat, dan verkeerde bron. Tsepo, pas met technicus. Heb je die knoppie druk?
Dit werk nie. Hoekom werk dit nie? Sy. Hy moet ingeskakel in die bron wees. En dis so amazing, toe ek daaraan dink, dis presies wat Jesus vir hulle beloof het. Hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer julle die Heilige Gees in julle het. En as ons krag ontvang het, dan kon ons sy koninkryk vestig. Wat is my en jou rol? Ons moet hom vra. Ek moet dit bysê, ja, daar is nog baie tyd. Ek wil net nog iets sê vir u. Jesus het in hierdie gedeelte sê, groter werke as wat hy gedoen het, sal ons doen. Hoekom? Omdat die Heilige Gees binne ons woon. Hy sê in Johannes sê ook, dis beter as ek weggaan. As ek weggaan het, dan gaan ek die Heilige Gees stuur en hy gaan binne in julle woon. Dit maak nie vir ons sin dat hy gesê het, ek dink is Johannes 16, waar hy sê, is beter wat ek weggaan, want dan gaan ek die Heilige Gees stuur en hy gaan binne in julle woon. Met aan die kragbron, my broer en sussie, is binne in ons. As jy weergebore is, en jy is gedoop met die Heilige Gees, jy connect met die bron, die kragbron, want dit was die belofte. Die belofte is, jy sal krag ontvang. En dan sê hy, wat ons ook al in sy naam vra, dit sal hy doen. Ons moet vra, en dat sal hy doen. Die skrif, wat ek wil eintlik eindig daarmee. Nee, kom ek gaan net vinnig deur u gaan. God sê in 1 Korintiërs 3 vers 9, dat ons is medewerkers. God het gekies, luister mooi, God het gekies, toe ek begin preek, ek sê, God het gekies om die aarde vir die mens te gee, om te heers daaroor. Ek vat hier nou 'n paar maande terug, toe ek begin het, God het die mens gemaak na sy beeld, na sy ewe beeld, en dis nie hierdie lyf nie, want nie een van ons se lywe lyk dieselfde nie, maar ons is almal soos Christus optree, want sy Gees woon binne ons, met ons, die Geesmens, dis na God se beeld geskape, omdat hy in sy neus die asem van die lewe geblaas, en daarom het ons die beeld van God binne ons, daarom kan ons dieselfde lyk. Maar, ons na God se beeld geskape, God het ons gemaak om te heers. Hy het vir Adam en Eva gesê, heers oor die aarde. Ons weet, Adam en Eva het dit verloor, deur dit aan die duiwel te gee. Jesus het kom om dit te herstel, en hy het dit herstel, en toe gee hy die heerskappe weer vir ons. Kom ons gaan na Romeine 5 toe. Ek sien daar is nog tyd, maar ons gaan vanmôre vir mense bid. Romeine 5 vers 17. Romeine 5 vers 17 lees as volg. Hy sê, want as ten gevolg van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer, luister mooi, onthou Adam en Eva wat gesondig het, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. My boetie en sussie, God se plan vir my en vir jou is, om te heers oor die werke van die vyand. Jesus sê in Efesiërs 1 vers 22, hy sê ons sy liggaam en die vyand hoort onder ons voete. God het vir my en vir jou gered om as 'n medewerker van hom sy koninkryk te vestig hier op aarde in Richard. Hy sê ons is medewerkers. God het gekies, God werk nie deur engele nie. Hy stuur nie engele om mense tot bekering te bring nie. Hy stuur nie engele nie, hy stuur mense soos ek en jy, en ek wil hê jy moet dit graag hoor vanmôre. Hy stuur mense soos ek en jy om sy koninkryk te vestig.
En die enigste manier hoe ek en jy dit kan doen, is deur sy Gees wat vir ons die krag gee. Ons is medewerkers. Hy maak ons bekwam. Hy gaan ons nie stuur as hy ons nie bekwam maak nie. En dit lees ons in 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3 vers 5 en aan. Jy moet aanlees, maar ek gaan net 2 Korintiërs 3 lees vers 5 en 6. Hy sê nie dat ons uit onsself bekwam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaak het as dieners van die van die Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewe. Hy praat oor die Heilige Gees wat in ons woon. Dis die een wat my bekwaam maak. Die ding wat hier ding bekwaam maak, is nie die ding nie, is die krag wat hy ontvang deur die Heilige Gees. Reg, hy maak ons bekwaam. Dan die laaste ding, en ons het selfs gesing vanmôre in die liedjies, dankie maak vir die liedjies, dit was amazing. Ek en u glo, daar's niks vir God onmoontlik nie. Glo u dit? Nee, dit klink nie of jy dit glo nie. Glo jy dat niks is, ons het gesing, nothing's impossible for God. Ons het gesing, en dit is waar. Dit is waar. Niks is onmoontlik vir God nie. Selfs die duiwel weet dit. Maar raai wat sê Jesus vir ons, en ek wil hê jy moet soen toe blaai. Matteus 17. Ek klomp skrifte het gaan ek nie lees vanoggend nie. Want ek wil graag hê dat ons vir mense bedien vanmôre en vir hulle bid. Matteus 17 vers 20. Onthou jy, die hoofstuk 17 gaan oor die berg van verheerliking, Jesus wat op die berg was en geskyn het, en dan gaan dit oor die maansieke kind wat die disippels voorgebid het, en toe kon hy nie gesond word nie, en ek en jy so soms sê, dit was nie sy tyd nie, maar toe Jesus al kom, toe bestraf hy die demoon en die seun is gesond, en die disippels vra vir Jesus, nou hoekom kon ons dit nie doen nie? En in vers 20, ek gaan net vers 20 lees. Vers 19 kom die disippels na Jesus, waarom kon ons nie uitdryf nie? In vers 20 sê Jesus, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, Bill het net gepraat, die regverdiges sal deur die geloof lewe. Hy sê deur die ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en hier kom dit, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ek het dit nie gesê nie, Jesus sê dit. Jesus sê vir sy disippels, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Tjoh, en raai wat? Die vraag wat die Here vir my vra, glo jy dit of glo jy dit nie? Dit gaan wees volgens jou geloof. Bill het gesê, die vyand gaan die woord aanval. Glo ons, Jesus sê, groter werke as wat ek gedoen het, gaan julle doen. Glo ons, as Jesus sê, maar niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Die vraag is, wat glo ek in jy? En dan gaan dit nie hier oor rykdom nie, dit gaan oor om sy koninkryk te vestig. Jesus sê, en niks sal vir julle onmoontlik wees.
Ja, maar dit was net vir disippels. Nee, dit was nie net vir disippels nie. Dalk moet ons sin toe gaan. Kom ons gaan gou na Handelinge toe. Nee, julle is by Matteus. Kom ons bly by Matteus eers. Matteus 28. Nee, Markus. Kom ons bly net om na Markus toe. Ek wil die gedeelte in Markus lees wat dieselfde as Matteus is. Markus 16. Markus 16 vers 15. Ek gaan nog net 2 skrifte lees, dan wil ek regtig hê dat ons vir mense gaan bid vanmôre. Markus 16 vers 15. En hy het aan hulle gesê, gaan die wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Met ander woorde, hier praat hy nie net van die disippels, hy praat nie net van Jode nie, hy praat van mense in Louis-Trichardt. Gaan verkondig die van die ganse mensdom. En hy wat glo, dis ons. Hulle moet die hele wêreld ingaan. En vir die wat gaan glo, hy sê, en hy wat glo en hom laat doop, dis ek en jy, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Reg, nou spesifiseer hy vir die wat glo. En vir die wat geglo het, sal die hierdie tekens volg. In my naam sal vra en ek sal dit doen. As in my naam vra en ek sal dit doen. Ons gaan na Handelinge toe. Handelinge 2. Vers 38. Handelinge 2. Vers 38. Omdat ons ken Handelinge 2, dis waar die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het en iets fenomenaal gebeur met die disippels, net omdat hulle die belofte ontvang het, omdat dit gaan oor die belofte. Hulle het die belofte ontvang wat Jesus vir hulle gesê het, wag in Jerusalem, totdat jy die belofte ontvang. Hulle ontvang die belofte, en na dit gebeur het, is hier die amazing goed wat gebeur, en dan preek hy vir die mense, en voor die 3000 tot bekering gekom het, sê hy vir hulle, kom ons lees wat vra hulle om. Toe hulle dit hoor, dis die mense, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref, en vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, ek wil bietjie teruggaan na die woord bekeer. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Heilige Gees eers ontvang. Hy sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Dis hier ons in Louis-Trichardt. Die belofte kom ons toe in Louis-Trichardt. Wat was die belofte? Julle sal die Heilige Gees ontvang en julle sal krag ontvang en my getuie wees. Die woord bekeer val in Handelinge, kom ons gaan in Handelinge in Matteus 4. Laaste skrif, Matteus 4. En ek dink hier is die wortel van, ek wil sê alle kwaad, die wortel wat ons gaan moet uittrek en uitroei. Matteus 4 vers 17. Hy sê van toe af het Jesus, onthou, dis die versoeking, gedoop met water, doop met die Heilige Gees. Hoofstuk 4 gaan dit oor waar in die woestyn ingegaan het, versoek is die duiwel. En toe hy daar uitkom, nou sê die volgende, en van toe af het Jesus begin om te preek en gesê, bekeer julle, van die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou wat baie interessant is, hierdie woord, en baie mense teologies sê, bekeer beteken om te draai. Maar daai woord bekeer beteken om anders te dink. Ek moet hier vernuwe, ek moet anders dink. En wat ek ervaar die Here vir ons sê, vir my gesê het, Chris, as jy nie glo dat
alles is moontlik met God nie. As jy nie, hier is die woord, dis die woord wat die Heer vir my gee. As jy nie 'n verwagting het, God wil jou gebruik nie, dan moet jy jou bekeer. Dan moet jy jou denke vernuwe. Jy moet anders begin dink. Jy moet anders begin dink oor die koninkryk. Dit begin hier, en dis waar ek en jy in die geveg, Jakobus sê, dis waar ons die geveg het. My boetie en sussie, jy en ek moet anders begin dink. Ons bekeer van ons negatiewe, verloor mindset, gedagte. Die vyand val ons hier aan. En daarom sê ons moet ons bekeer van ons en ons denke vernuwe. God wil ons gebruik, maar ons voel nooit goed genoeg nie. En ek gaan 'n praktiese voorbeeld vir julle gee. Ons voel nooit goed genoeg nie. Ons dink altyd daar's iemand meer gesalf, meer geheilig, meer wat ook al. Wat 'n leuen is. Want almal wat ingeplak is, almal wat die krag het die vermoë om te vra in sy naam, en hy sê hy sal dit doen. Die waarborg is wat God gee, hy sal dit doen. Ons moet glo. Hy sê, hy het vir sy disippels sê, as julle glo, dan sal niks onmoontlik wees vir julle. Die vraag is wat die Here vir my gevra het en vir jou gevra het, wat glo jy? Glo jy dat God het jou geroep? Glo jy dat God sê jy's 'n medewerker? Glo jy dat hy het jou toegerus met die Heilige Gees en met krag? Die Heilige Gees was nooit daar gewees om, en ek sê nie jy moet nie tale nie, in al daai goed is goed, maar verseker beteken krag is, daar gaan iets gebeur. Die doel van krag is dynamiskrag, ontploffingskrag, wat hy vir ons gegee het. En daarom moet ek en jy verwag dat God my gaan gebruik. Amen. Ek gaan vir jou met 'n negatiewe ding dalk afsluit. Ek het vir iemand se maag gaan bid, en ek gaan noem, Susan se maag gaan bid, sy het gevra, en ek gaan bid, by die hospitaal om te gaan bid, en ek stap daar, en toe ek instap, lê daar 'n jong dame, ek skat haar so, tussen 16 en 25, lê sy by die ingangsportaal van die hospitaal, so aan die linkerkant is daar so, vir die rolstoele, 'n paadjie. Toe lê die meisie daar, op die vloer, sy wag seker nou vir dokter of wat ook al. En ek het 'n plan, ek's op pad om te gaan bid vir Susan se ma, en ek kyk na die, ek kyk na die dame, dit lyk toe vir my, toe ek haar sien, toe sien ek daar's 'n verwagting in haar oë. Nou, of sy gedink het ek se dokter of wat ook al, maar ek kon sien in haar oë, sy vra vir hulp. Maar ek stap verby, want ek wil graag vir Susan se ma gaan bid, en ek's haastig, want daar's niemand by, ek dink ek Verney gevra om by Monique te sit. Ek kan nie eens onthou nie. Nee, ek dink nie sy was daar nie. Maar in ieder geval, ek het iemand gevra om net gou te sit by Monique, want ek wil graag vir haar gaan bid. Nou is ek haastig, en ek gaan bid vir Susan, ek 5 minute, 10 minute daar, 5 minute daar spandeer. En toe ek uitkom, toe lê die dame nog steeds daar. En daai oë kyk nog steeds na my. Daai verwagting. Luister die, help. En raai wat, ek weer verbygestap. Want die prentjie wat ek gehad het, dit lyk soos sy het uitgegaan. En onmiddellik toe dink ek, dit is 'n bietjie 'n moeilike een. Ek deel nie net my hart. Dis 'n moeilike kaland, verstaan jy? En ek het verbygestap. Die volgende dag, toe gaan ek weer hospitaal toe, en toe hoop ek sien haar,
maar ek het haar nie gesien nie. Hoekom vertel ek hier die negatiewe storie? My denke moet ek begin verander. Ek moet begin anders kyk, anders dink. Want God sê niks is onmoontlik nie. My oë het ek gedink, Here, daar's beter ouens, daar's ouens wat meer gesalf is, wat alleen is. Die vyand wil graag hê, ons moet dit dink. Ek sluit af met die volgende. En ek dink nie teologies is waar wat ek nou gaan sê nie, maar ek hoop jy hoor wat ek sê. Dis meer verkeerd om ongehoorsaam te wees, as wat dit is om 'n fout te maak. Gaan dit weer sê. Kom ons sê dit 'n bietjie anders, nog steeds verkeerd. Is 'n groter sonde om ongehoorsaam te wees, as wat jy gehoorsaam is en 'n fout maak. Ek hoop jy hoor wat ek sê. En dis wat God my uitgedaag het. Toe ek daarna berou en sê, Here, ek het opgeslip. Ek het opgeslip. U plaas ons in situasies, nie wil hê ons moet lig wees, ons verskil maak in menslewens. Dis u hart. En ek het getwyfel, en daarom praat die Here my, ek moet my denke vernuwe, ek moet anders begin dink. As ek dink, die vyand het meer krag as ek, dan maak ek groot fout. Want Jesus het hom uitgeklee. Hy het hom kragteloos gemaak. En Matteus sê, alle mag behoort nou aan my. Hy het geen krag meer oor ons nie. Ek het laas gesê, die vyand het geen reg in ons lewens nie, want ons behoort aan 'n ander koninkryk van heerskappy. Maar ek moet dit glo. En daarom sê die Here vir my, Chris, jy moet jou bekeer van jou verkeerde denkwyse. En dis my gebed vir elkeen van julle. Kom ons bekeer ons van hierdie verloor mentaliteit. Dat God soek iemand beter, meer heilig, minder sonde, al daai snert. Kom ons vergeet dit. Sê, Here, maar al wat u vir my vra, ek moet vra in u naam. En u sê, u sal dit doen. Amen. Ek wil vanmôre, kom ons bid eers daarvoor, na ons bid. Dankie, Here. Jesus, dat u die vyand uitgeklee het. Kolossense 2:15 dink ek. U die vyand uitgeklee, kragteloos gemaak, hom in die openbaar 'n gek van hom gemaak. Dankie dat u oorwin het. En dat u na ons toe kom en sê, dat die vyand wil u hê met ons onder ons voete is. Ons wat u liggaam is, Efesiërs 1. U sê, u is die hoof, die gemeente is die liggaam en die vyand hoor onder ons voete. Dankie, Here, dat u ons gered het. Nie net om hemel toe te gaan, maar soos wat ons môre gesing het, laat hemel aarde toe kan kom en laat ons sal heers saam met u as medewerkers van u koninkryk. Medewerkers van u koninkryk. Hier op aarde die werke van die vyand te verbreek. Vader, ek bid vir ons, elkeen wat die boodskap hoor. Help ons, laat ons sal bekeer van ons verkeerde negatiewe denke. En laat ons u woord sal glo. Want ons het gesê, Jesus, u jok nie, u vertel nie leuns nie. As u sê groter dinge, dan is dit groter dinge. En Vader, ek wil bid vir elkeen van ons. Help ons. Laat ons u woord sal glo. Laat ons u woord sal lees, bepeins. En laat ons in geloof saam met u sal werk. U wat ons helper is, Heilige Gees, u wat ons krag is.
Kom o Heilige Gees. Kom o Heilige Gees. Kom werk in ons, maar ook deur ons. Ons het 'n verwagting. Ons het 'n verwagting dat U in hierdie week wat voorlê ons gaan gebruik om U koninkryk te vestig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil graag vanmôre, ek het 'n belewenis gehad soos Billy sê in laaste 2 weke terug. Ek het vanoggend, Christel ook, vanoggend in die worship het ek 'n belewenis gehad soos lanklaas in die worship. En daarom maak julle, dit was baie dankie vir julle. Maar ek ervaar regtig, God wil mense vanmôre wat down and out is. Ek weet nie wat jou situasie. Daar is finansies wat ek ervaar in my hart. Maar ek het ervaar, daar is mense wat desperaat is. En ek ervaar die Here wil iets vanmôre doen. En daarom wil ek vir jou vra, as dit jy is, dat jy sal opstaan. Ons gaan vir jou bid. Ons gaan die Here vertrou. Ons wil net ingeplak wees. Ons vanmôre vertrou dat sy krag jou sal aanraak, jou sal vrymaak. Jou sal verlos. Jou situasie sal verander. In die naam van Jesus. As jy voel jy het gebed nodig, wil ek vir jou vra, staan net op. Baie dankie. En nou wil ek vir jou vra wat sit, as jy die vrymoedigheid het, wil jy net by iemand gaan staan. As jy vrymoedig en staan net by iemand. Sit net jou hand op hulle en ek gaan van hier vooraf bid. Dankie Vader. Dankie Vader. Dankie Vader. Dankie dat U ons hoor vanmôre. Omdat U lewe. En U sê in Petrus dat U luister na ons gebed. En U sien ons. En Vader, ons wil bid vir ons mense wat staan vanmôre in naam van Jesus Christus. Ons roep die naam van Jesus oor hulle omstandighede. En ons sê daai omstandighede sal buig voor die naam van Jesus Christus. Ons bestraf die werke van die vyand, van die duiwel. En ons verklaar die koninkryk van God, ons Vader, manifesteer in hulle lewens. Dankie vir vrymaking. Dankie vir verkoking. Dankie vir genesing in die naam van Jesus Christus. Dankie Here, daai hart wat stikkend is, maak U heel vanmôre. Maak U heel. Dankie Here, mense wat 'n verwagting het. 'n Deurbraak, hulle wag vir 'n deurbraak. Dankie Here, laat ons vanmôre net U seëning kan losmaak oor hulle. Vader, laat U deure gaan oopmaak wat die vyand toegemaak het. Laat U dit oopmaak opnuut, sodat U seëninge na hulle vloei. Dankie Heer vir vergifnis van sonde. Ek ervaar net, die Here sê van ons moet gaan bely en sê, Here, vergewe vir my vir dit. Ek ervaar die Here sê, hy wil vergewe. As jy vra, sal hy vergewe. Dankie vir versoening, Vader. Dankie dat U versoening bring in gesinne. Dankie dat U voorsien. Ons spreek dit. Ons spreek oor elkeen wat staan. Laat U koninkryk manifesteer in hulle situasie. In die naam van Jesus vra ons dit, Vader. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen.